Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Die boek Joshua, 'n tweede kans. Die boek Joshua dui op 'n verandering van leierskap van Moses na Joshua se. Dit begin waar Israel die beloofde land betree en eindig waar die volk hulle klaar daar gevestig het. Joshua het inderdaad groot skoene gehad om te vul. Hy moes immers by Moses van alle mense oorneem. Dit was net die begin van die uitdaging waarvoor die nuwe leier gestel is. Joshua moes iets doen wat Moses nooit kon regkry nie. Om die volk na 40 jaar se rondswerf in die woestyn oor die Jordaanrivier tot in Kanaan te neem, ter vervulling van die belofte wat God aan hul voorvaders gemaak het. Let op die Here se bevel aan Joshua in Joshua 1 vers 2. Moses, my diensknegt, is dood. Daarom, maak nou gereed om hierdie Jordaan oor te steek, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle, aan die Israeliete gaan gee. Joshua 1 vers 2. Hier is die deurslaggewende gedeelte in hierdie bevel. Julle sal Kanaan binnegaan, die land wat ek, Yahweh, aan hulle, aan die Israeliete gaan gee. So Joshua het nie nodig gehad om dit man alleen te vermag nie. Nee, hy sou dit slegs deur die mag en krag van die Here, deur sy leiding kon vermag, deur die bewerking van die God wat al 'n geslag tevore die volk in Kanaan sou bring, as hulle net hulle deel van die verbondsooreenkoms wou nakom. Ongelukkig het hulle versuim om dit te doen. Gevolglik moes hulle die vrug van hul ongehoorsaamheid blik. Hier is die wrede werklikheid. In die voorafgaande 40 jaar het Israel met die negatiewe kant van die verbond te kampe gehad. Vanweë hulle rebellie teen God, het die hele volgroeiende geslag wat tydens die uittog uit Egipteland sy wonderdade beleef het, met die uitsondering van Caleb en Joshua in die woestyn gekom. 4 van Moses se 5 boeke boekstaaf wat buite die beloofde land met hulle gebeur het. 'n permanente woestyn bestaan vir daardie geslag. Nou, onder die leierskap van Joshua kom die tweede geslag voor die groot uitdaging te staan om uiteindelik Kanaan in besit te neem. Let op Moses se woorde aan Joshua toe die bejaarde godsman nog geleef het in Deuteronomium 31 vers 7 en 8. Moses het vir Joshua geroep en hy het voor al die Israeliete vir Joshua gesê: Jy moet sterk en dapper wees, want dit is jy wat saam met hierdie volk moet gaan na die land wat die Here beloof het om vir hulle voorvaders te gee. Jy moet vir hulle die land gee. Dit sal hulle land wees. Dit is die Here self wat voor jou gaan. Hy sal self by jou wees. Hy sal jou help en hy sal jou nie alleen los nie. Jy moet nie bang wees nie. Jy moenie skrik nie. Deuteronomium 31 vers 7 en 8. God se beloftes aan die patriarge van ouds en later aan Moses was dus op die punt om bewaarheid te word. 'n Gees van afwagting, ja 'n opgewondenheid het onder die mense geheers. 'n Nuwe era het aangebreek vir die volk wat so lank sonder heenkome in 'n vervreemding geleef het. Die Here het reeds hul ouers uit slawerny bevry, so hy is 'n betroubare God en daarom kon die volk nou pyl trek op sy belofte aangaande die beloofde land. Ons lees in Andrews Bible Commentary, Andrews University Press 2020, bladsy 365 die volgende. Joshua het hoofsaaklik ten doel om 'n beskrywing te gee van hoe Israel die beloofde land binnegegaan en besit geneem en onder die 12 stamme verdeel het. Hierdie doelwit is die raamwerk waarbinne die boek se boodskap oorgedra word, naamlik dat God getrou is en sy belofte aan Abraham oor die beloofde land nakom.
Die boek beklemtoon God se getrouheid aan sy verbondsbeloftes, soos gelees in Josua 21 vers 43 tot 45. Andrews Bible Commentary, Andrews University Press, 2020, bladsy 365. Die boek Josua is meer as 3000 jaar gelede geskryf. Nietemin sal ons hierdie kwartaal tesame tot 'n belangrike slotsom kom, dat wanneer dit by geestelike uitdagings kom, die hedendaagse wêreld nie juis veel van die antieke wêreld verskil nie. Al het hulle met ander tipe uitdagings as ons te kampe gehad, het ons nietemin ook ons eie uitdagings, veral die geestelike soort wat ons veiligheid, geloof en volvoering van die sending wat God aan sy kinders toevertrou het bedreig. Josua se lewe dien ongetwyfeld as inspirasie dat ons kan glo in God se beloftes rakende die tydstip in die wêreldgeskiedenis waar ons onsself tans bevind, en dat ons net soos Josua deur die krag van die Here in ons Godgegewe roeping kan slaag. Barna Magyarosi dien tans as 'n uitvoerende sekretaris van die Inter-Europese divisie en ook as 'n voorsitter van daardie divisie se Bybelnavorsingskomitee. Hy begin sy kerkbediening as 'n leraar en as 'n departementshoof in die Suid-Transilvaniese Konferensie in Roemenië. Later is hy ook 'n teologie-lektor en die president van die Adventist Universiteit in Roemenië.